Julle goeiemôre en baie welkom by vandag se erediens. Dit is vir my so lekker om saam met julle te wees en saam met julle te journey deur die tema van gebed hierdie kwartaal. Dit is so lekker om 'n klomp van julle hier te sien. As jy nou nog nie, as jy 'n bietjie lank terug hier was, is jy so welkom. As jy laasweek hier was, dan is jy ook welkom. En ek hoop regtig dat jy 'n ervaring het dat hierdie jou familie is, dat hierdie jou mense is. En as jy by daai deure instap, dat jy voel jy's maar ek is nou tuis. Ek is nou hier waar die Here my roep om 'n verskil te maak binne in die gemeente, in die gemeenskap. So jy is so welkom. Ons gaan vandag 'n klomp interessante goed met mekaar deel. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vandag as 'n familie, as 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar te wees nie. Here, ons almal sit hier vanoggend met 'n verwagting en met vrae in ons harte. En Here, ons weet net U kan daai vrae antwoord, net U kan daai verwagting kom vervul. So Here, mag ons oop wees, mag ons ontvanklik wees, mag ons sensitief genoeg wees om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. So Here, maak ons oop en maak ons sommer net hier, dat ons teenwoordig sal wees, teenwoordig by die teenwoordige. Wat 'n voorreg, Here. Amen. Gemeente, goeiemôre ook van ons kant af en welkom hierso. Ons gaan lekker saam sing vanoggend. Ons gaan afskop met 'n nuwerige lied, Laat die lof, en ons gaan die koning van alle konings se naam groot maak. In die lied sing ons, laat die lof oor jou lippe loop, want Jesus het ons vrygekoop. So staan saam met ons en dan gaan ons lekker saam sing. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke knie sal val, en in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke knie sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Laat die lof voor ons lippe loop, Jesus bloed het ons vrygekoop. Laat die lof voor ons lippe skree, Jesus het getriomfeer. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke knie sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke knie sal val, en in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Laat die lof voor ons lippe loop, Jesus bloed het ons vrygekoop. Laat die lof voor ons lippe skree, Jesus het getriomfeer. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke knie sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredevors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke knie sal val, in die naam bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Jesus, die oorwinnaar.
saam hande klap kan jy, hoor, dit word geheel en al toegelaat. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless, ain't no and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings out chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, all that you've done for me. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do.
your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you, And never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Here, trek ons nou nader na U toe, naby aan die bors, sodat ons die hartklop kan hoor, dat ons kan hoor wat U vanoggend vir ons fluister. Amen. Soos ek aan die begin van die diens gesê het, is ons oorhoofse tema vir hierdie kwartaal is gebed. En gebed is 'n baie persoonlike ding. En niemand kan eintlik vir jou sê of jy nou reg of verkeerd bid of reg of verkeerd hoor nie. Maar wat baie belangrik is dat ek en jy uiteindelik moet groei en moet kyk na ons gebedslewe, want ons kan nie stagneer nie, dit kan nie altyd dieselfde bly nie. As jy dink aan kindertjies wat bid, is maar die oulikste ding as hulle wegtrek met daai rympie, op my stoeltjie sit ek nou, met volle selfvertroue en hulle bid daai rympie met soveel eerlikheid en opregtheid. En as ons na hulle kyk, dan weet ons, dis nie verkeerd om so te bid nie. Inteendeel is dit hoe jy leer hoe om te bid. Om vir 'n klein kindjie 'n rympie te leer, om vir Jesus dankie te sê vir iets, is 'n manier om te bid. Maar uiteindelik is jy as 'n volwassene nie nou meer aan die eetanstafel die een wat die rympie bid en sê op my stoeltjie bid ek nou nie, want jy het gegroei. Jy het gegroei in jou verhouding met die Here, jou verstaan rondom gebed is anders en jy bid dan met jou eie woorde. En jy sê dan vir die Here dankie op jou eie manier vir dit wat op jou bord is. En dis nou maar net een voorbeeld van bid is wanneer ons bid vir kos. Nou, ons gemeente is saam op reis om juis bietjie dieper te delf en te kyk, maar hoe kan ons die Here hoor? En waar mis ons dit dalk? Miskien is daar plekke in jou lewe wat jy
voel, jog, maar ek het altyd die Here so goed hier gehoor en nou werk dit nie so lekker nie, of nou verstaan ek nou nie eintlik of dit nou regtig die Here is wat met my praat nie. En ek en Wimpie gaan in die volgende paar weke en hy het nou al begin, maar ons gaan saam met julle reis deur hierdie vrae. En ons gee nie vir julle konkrete antwoorde A plus B is gelyk aan C nie. Dit is juis omdat dit so 'n persoonlike ding is wat ons saam met julle reis en vir julle sekere goeders tot julle beskikking stel om te kyk of julle dalk in julle gebedslewe dit kan toepas en die Here se stem dalk 'n bietjie beter hoor. So vanoggend gaan ons vir onsself vir mekaar vra, hoe hoor ons God vanuit die woord, uit die Bybel uit? En ek wil vir ons 'n teks lees uit Hebreërs 4. Dis net 2 versies, maar gewigtige teks. So Hebreërs 4 vanaf vers 12 tot 13 lees. Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlike wese, tot in ons gewrigte en ons murg. Dit vlak ons diepste motiewe en oorwegings oop. Voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen. 'n Wonderlike teks met soveel goed waar ek soveel kan sê, maar daar's net soveel tyd vanoggend. Maar hierdie teks, die eerste ding wat ek en jy vir mekaar moet sê wanneer ons hierdie teks lees en wanneer ons begin dink en praat oor die Bybel, is dat die Bybel nie 'n dor en ver en vervelige ding is wat net in die verlede met mense gepraat het en wat die Here net in die verlede mee besig was in die skrif nie. Die Bybel, ons lees dit, is lewend en kragtig. Dis vol lewensenergie en krag. En dit beteken presies dit. As jy na die volgende skyfie kyk, die woord van God is lewend en kragtig. Dit sê vir ons dat die woord die heeltyd aan die beweeg is, die heeltyd saam met ons groei, die heeltyd ons verstaan van God en van ons verhouding met hom en van die lewe verbreed en verbeter. Wat ek en jy baie keer doen, en ek sê ek spesifiek want ek doen dit ook, ons lees baie keer die Bybel en dan sien ons hierdie ongelooflike stories van Moses wat by die brandende bos staan en die Here praat daar met hom. En ons lees van Elia en ons lees van Samuel en ons lees 'n klomp groot name. En ons dink, jog, maar hulle het 'n ervaring gehad van die Here. Die Here het met hulle gepraat. En as dit nou nie so met ons gebeur nie, dan wil ons dit nou nie eintlik so lekker hê nie. Want ek soek ook so 'n experience met die Here. En dis nie verkeerd om dit te wil hê nie. En dis nie te sê dat jy dit nie gaan kry nie. Maar baie keer plaas ons God in 'n boksie. Hy moet so met my praat of niks. Dan moet hy dit maar los. Want ek wil weet as die Here met my praat. En ongelukkig die realiteit is dat ons baie ingestel en sensitief moet wees wanneer dit kom by hoor God se stem. En ons moet spesifiek ingestel wees daarvoor. So, as ek en jy dan verder lees in die teks en ons lees, dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Nou baie interessant en dis iets wat julle weet, maar dit was in daai tyd was 'n swaard 'n soldaat se primêre indien nie enigste wapen nie. En daai soldate was baie besig, gereeld besig om seker te maak daai swaard is vlamskerp en reg vir enige onverwagse aanval. So niemand sou daai soldaat onkant gevang het nie. En 'n 2-snydende swaard of 'n swaard wat 2 skerp kante het, is veral dodelik. Jy kan nou dink as daai maak nie saak watse kant hy geswaai word nie, hy sny albei kante. So as daai swaard in iemand se maag byvoorbeeld gedruk is, was dit tickets. Dan was dit chaos. So 'n 2-snydende swaard is presies dit. En die Hebreërs skrywer vergelyk die woord van God met daai swaard. En wat hy daarmee bedoel is, dat die woord van God nie gekeer kan word nie. Dat hy sal sny waar hy wil sny, en sal werk waar hy wil werk, en niks sal dit kan keer nie. En as jy nou mooi stories wil hoor, dan gaan praat jy bietjie daar met Tannie Joyce en Charlie oor die Gideon se werk, en dan besef jy, hoe niks die woord van God kan terughou nie. Nie in tronkselle nie, nie in hospitale nie, niks hou die woord van God terug nie. Maar die realiteit is, ek en jy kan dit verontagsaam en ons kan dit so bietjie een kant toe skuif en ons kan so bietjie nie regtig omgee oor die woord van God nie, maar ons kan dit nie keer nie. Dis soos om by die see te staan op die strand en 'n besem, daai gewone huisbesems te vat en die golwe te probeer terugvee die hele tyd.
Jy gaan nie wen nie. Jy gaan nie wen nie. Jy kan dit nie keer nie. Maar jy kan dit mis. Jy kan nie die woord van God keer nie. Jy kan nie die stem van God keer nie, maar jy kan dit mis. En ons mis dit veral op 3 dinge, en dis net 3 dinge. Ek kan nie alles noem nie, ons het nie genoeg tyd nie. Maar 3 maniere waarop ek en jy God se stem mis, is as volg. Die eerste een is, ons dink die Bybel is sommer maar net 'n boek met dinge. 'n Boek, 'n geskiedenisboek daar in die verlede, mooi stories, God is met sy volk op pad, beautiful. Maar dis waar dit dan bly vir ons. Ons is nie so geplan nie. Die Bybel is net, dis mooi stories, baie mooi, dis goed. En dis amper half dan abstrakte waarhede. Dit word nie vir jou persoonlik waar nie. En dan lê die Bybel maar net daar. En jy dink, ja, ek ken my Bybel. Ek lees dit, woord van God, verstaan 'n klomp goed, maar dis al wat dit is, 'n boek met 'n klomp dinge. Die tweede ding wat ons doen, is, ons lees nie eintlik Bybel nie. Daai boek, wat die Bybel is, lê waarskynlik daar op jou bedkassie onder die huisgenoot of die nuutste Dion Meyer, en jy het hom nou daar, maar net so nou en dan sal hom gou oopmaak, om moet ietsie lees. Maar dis 'n baie scary ding. Ek vra nou die dag, ek praat met die tieners oor Bybel lees, en ek gaan nou nie sê wat se ouderdomsgroep nie, want die ouers sit hier binne, maar ek vra vir hulle, en ek sê vir hulle, hoorie guys, lees julle soos Bybel, lees julle Bybel, en niemand steek hulle hande op nie, en ek moet sê, daar was soos 11 kinders, so dit is baie, en ek sê vir hulle, yes, maar, hoe lees julle nie Bybel nie, so, hoekom nie, wat is fout, hoekom lees julle dit nie, en hulle sê vir my, nee, dit is boring, ek verstaan dit nie, dit is vir my te moeilik, ek is moeg na skool, en dit is alles geldige redes, dit is geldige redes, as dit te moeilik is, dit maak nie altyd sin vir ons nie. En die een sê vir my, dit was my baie snaaks, hy sê vir my, jy weet, Adele, ek lees die Bybel soos wat ek medisyne drink. Net omdat ek moet en omdat my ma vir my sê, dit is goed vir my. En ek lag, want dit is, en terselfdertyd is ek so, ons het werk om te doen hierso, julle, maar die punt is, dit is 'n refleksie op baie van ons se Bybelstudie en se manier van Bybel lees. Ons doen dit, want iewers het iemand vir ons gesê, dit is goed vir ons, en ons moet dit doen, en nou doen ons dit, maar jy sluk hom vinnig, soos 'n slegte medisyne, sluk jy hom af. En die laaste een, die derde ding wat ek wil noem vanoggend, is 'n lukrake lees van die Bybel. En by die tieners praat ons altyd van Bible roulette, hulle love it, want ons almal het dit al gedoen, uit pure desperaatheid en moedeloosheid, vat jy die Bybel, en jy maak hom oop, en jy trek jou vinger, en jy lees 'n vers, en partykeer werk dit, en ander keer het jy iets random daar, soos 'n Levitikus teks wat gaan oor die varke wat onrein is of iets, en dan weet jy nou nie eintlik wat die Here nou hier vir jou wil sê met dit nie. En om dit ernstig, en ek lag ook oor dit, want dit is vir my, ek het al baie random plekke opgemaak, en dan sê ek soos, nee, miskien probeer ons weer, en dan is dit net nog 'n random plek, en dan is ek naderhand soos hierdie werk nie. Een van ons professors vertel vir ons, toe ek geswat het, en dit is nogal 'n ontstellende verhaal, so Bruis of selfs, hy vertel van 'n ou wat presies hierdie Bible roulette gespeel het, hierdie lukrake lees, en hy het die Bybel oopgeslaan, en hy het sy vinger gevat, en hy maak oop by Matteus 27 vers 5, wat sê, Judas het toe die geld in die tempel gegooi, weggeloop, en homself opgehang. En hy is net soos, nee, ja, die Here kan nie dit vir my sê nie, daar is nie 'n manier nie, nee, dit was verkeerd, ek gaan weer probeer, en hy gaan weer, en hy maak oop, en dis 'n ware vraag julle, en hy maak oop by Lukas 10 vers 37, waar Jesus vir sy disippels sê, gaan julle en doen dieselfde. So verstaan julle die gevaar wanneer ons so met die Bybel omgaan. Dis uiters gevaarlik. Nou kry jy iemand wat nie regtig 'n verhouding met die Here het nie regtig weet wat die Here van ons vra of hoe die Here verwag ons moet leef nie. Nou kom daai persoon en hulle lees die Bybel so. En hulle kry hierdie 2 tekste. Moeilikheid. Dis baie, baie gevaarlik. So ek en jy het 2 maniere waarop ons die Bybel lees. En ek wil sommer van die begin af sê, gaan dit eers gou een terug. Anders cheat hulle. Voordat ek nou by dit kom, wil ek net gou sê, hierdie 2 maniere staan nie teenoor mekaar nie. Dis nie 2 maniere, hierheen is verkeerd en hierheen is reg en jy moet nou hierheen so doen nie. Albei is noodsaaklik.
Albei is belangrik. Die een moet ter aanvulling van die ander een gelees word. So, miskien het jy dit al gehoor, as jy net nie, as ek bly om dit te sê. Ons gaan nou by die tabel kom. Maar op universiteit, as jy teologie swat, dan word jy 'n klomp goed geleer. Jy word amper half gebombardeer met 'n klomp tools, 'n klomp goeders wat jy moet bemeester, of ten minste probeer, as dit kom by Grieks en Hebreëus, om die Bybel te verstaan. So ons het Ou Testament teologie, ons het Nuwe Testament teologie, ons het Grieks en Hebreëus, die ouer dominees het Aramees gehad, en Latyns gehad selfs. Daar's 'n klomp goeders, ons leer tekskritiek, ons leer oor vertalingstegnieke. Ons leer 'n klomp goeders om te verstaan wat in daai boek aangaan en hoe dit in mekaar steek en hoe om dit op 'n verantwoordelike manier aan 'n gemeente byvoorbeeld te verduidelik en te verkondig. Maar die probleem met net so tipe lees is en net om te verstaan wat die teks sê, is dat ek dan besig raak met die teks. En ek dink ek is nou in beheer hierso en ek weet wat die teks nou gaan sê en ek gaan nou vir die gemeente sê dit is wat die teks nou vir jou sê. En dis 'n probleem. Dit is nodig, ons moet die teks verstaan. Maar as daai teks nie besig is met jou nie, as daai teks my hart nie aanraak en my vorm nie, en jou vorm nie, dan weet ek nie hoekom sit ons hier nie. Want dis wat die Here ons na toe uitnooi, is om die Bybel te gebruik om ons te transformeer, om besig te wees met ons. So ongelukkig is die informatiewe lees van die Bybel 'n baie sterk gereformeerde tradisie. Dink maar aan huisgodsdiens en jou sonnaarskool daar, jy het stickers of wat stamps of ek weet jy was voor my tyd stempels of ek weet nie, goeders gekry. Seels, jy het seels gekry as jy bygewoon het en jy het toetse geskryf en jy het huiswerk gehad en alles het gegaan oor kopkennis, informasie. En soos ek nou gesê, dis ontsettend belangrik. Jy moet weet daar's 'n verskil tussen Jona en Samson. Jy kan nie vir die mense net random goed vertel en jy moet 'n informatiewe manier van Bybellees hê, waar jy informasie het, waar jy kopkennis het. Maar die tweede manier wat ons leer hoe om te lees, is 'n formatiewe lees van die Bybel. Waar jy nie die teks lees nie, maar die teks jou lees. En ek weet dit klink weird, maar ons gaan nou daarby kom. Ek is nie besig met een of ander weird goeters nie. Dit is 'n wonderlike manier waar jy die Here se stem kan hoor. En dis waar jy uiteindelik vra wanneer jy by daai teks kom. Okay, ek weet nou wie's Abraham en Isak en wat gebeur het en dit het so gebeur en dit was soveel dae en soveel nagte en so ek weet dit nou. Maar dan moet daai vraag kom van, so what? Wat beteken dit vir my? Watter impak het dit op my lewe, my persoonlike lewe? Wat wil die Here deur hierdie teks, deur Abraham en Isak, wat se verhaal jy ook al gelees het, vir my persoonlik sê? Wat wil die teks vir my kom sê, in plaas van dit wat ek in die teks in wil lees? So, ek sê weer, albei die aspekte is belangrik. So moenie wanneer ons nou hierdie goeters doen, dit sien as twee opponente, en jy moet nou net 'n formatiewe lees doen van die Bybel nie. Want dan gaan jy ook uitmis op baie belangrike kennis, wat jy ook nodig het, om te verstaan wat daar aangaan. So, 'n formatiewe lees van die Bybel kan ek gebruik, ek gaan 'n metafoor gebruik van water. So, as daar 'n swembad is, of die see of wat ook al, jy kan dit sien, en jy kan dit beskryf, jy kan sê die water is troebel, of is helder, jy kan bietjie wetenskaplik raak, en sê dis H2O, en jy kan 'n klomp goed sê oor die water, dis daar. En dis verkeerd nie, jy moet weet wat's water, en jy moet seker goeders rondom dit kan beskryf, en dis goed, jy moet dit weet. Maar jy kan net daai water voel wanneer jy inspring. Jy kan net die Bybel ervaar, en God se stem ervaar wanneer jy inspring, en nat word. Wanneer jy jouself blootstel, en uiteindelik oorgee aan, ek gaan nou Bybel lees, ek gaan nou in die water in. Niemand kan dit vir jou doen nie, ek kan nie namens jou in die water inspring nie, ek kan vir jou sê hoe dit vir my is, wanneer ek in die water is, en ek kan vir jou sê, dit is vir my bietjie koud, en later wanneer jy ook inspring, en jy sê, dis nie eintlik so koud nie. Maar die punt is, ek en jy moet begin moeite maak met die Bybel. En ek weet, en ek gaan vanaand vir die tieners al die simpatie in die hele wêreld gee, want dit is so moeilik en dit is so baie moeite en ons verstaan dit nie, en ek weet, maar daar's ways and there's ways.
om die Bybel te lees. So, vanoggend gaan ek vir jou 'n praktiese ding gee om 'n bietjie saam te dink oor hoe lees ons Bybel. Maar wanneer ek en jy met 'n formatiewe lees van die Bybel besig is, wanneer ons besig is om op te let en oop te wees dat hierdie teks met ons praat en vir ons kom sê wat die teks vir ons wil sê, in plaas van ons lees goeters in en besluit, wel, dit is nou wat die Here vir my wil sê. Wanneer ons op so 'n manier besig is, dan raak die Here ons aan op die diepste plek wat ons nog nie eens geweet het bestaan nie. En ons het dit in ons teks gelees ook. Dit sny tot diep binne in ons innerlike wese. Die diepste plek. En om so die Bybel te kan lees, veronderstel 'n verhouding met die Here. Dit veronderstel dat jy hom vertrou, veronderstel dat jy moeite maak om elke dag saam met hom tyd te spandeer. Nou, hierdie goeders is goed wat jy nie in 'n boek kan kry nie. Jy kan nie verhouding met God in 'n boek kry nie. Jy kan maar gaan soek by Koem, gaan soek by Exclusive Books. Jy gaan 'n klomp goeders kry om te lees, maar daai verhouding en daai vertroue gaan jy nie kry nie. As jy nie inspring nie, gaan jy dit nie ervaar nie. En as jy dalk nie so lekker verhouding met die Here het nie, en jou vertroue is nie so lekker daar nie, dan is dit dalk miskien dit waartoe die Here jou uitnooi vanoggend. So 'n bietjie te dink oor jou verhouding en jou vertroue in die Here. Maar hoe, as ons nou ons vraag kan begin beantwoord, hoe hoor ons dan en hoe kan ons dan Bybel lees sodat ons God se stem kan hoor? So hier kom ons nou by die tabel. Soos wat ons aangaan, gaan ek elkeen verduidelik. So dis die tabel, dit staan teenoor mekaar, ek weet, dit lyk soos antonieme, en dit lyk soos heeltemal opposites, maar albei is belangrik. Ek wil net so daar agter gaan boekies wees wat jy kan kry, om hierdie goedjies te hê, want ek weet is baie info, so ek het vir julle boekies gemaak, dat julle dit kan huis toe vat en dit kan gebruik. So die eerste ding is, die informatiewe lees van die Bybel, lees jy met jou verstand om te begryp. So, ons wil verstaan wat daar aangaan. Jy moet kan verstaan. Lees met begrip is 'n basiese ding wat jy al in soos graad 4 leer. Lees met begrip, jy moet weet wat jy lees. Wie is die karakters in die verhaal? Wat het hulle gedoen? Hoekom was dit belangrik? Waar is die Here in dit? Maar dan kom ons by die formatiewe lees en ons sien dat ons amper half die Bybel teruggee vir God en sê, okay Here, praat met my. Laat die teks met my praat. Laat die teks vir my kom sê wat U vir my wil sê. Die tweede ding is, dis kwaliteit en kwantiteit. As ons gaan lees met 'n informatiewe lees, dan lees ons baie. Ons kan die Bybel in 'n jaar lees, daar's sulke programme. Jy kan dit doen, maklik, baie maklik. Maar as jy formatief lees, lees jy minder gedeeltes met opset. 10 tot 12 vers op die meeste. En jy journey met dit vir 'n week lank. En ek weet dit klink weird en ek weet dit klink soos wat ek gaan nie 'n week lank dieselfde teks kan lees nie. Gaan elke keer dieselfde goed hoor. Probeer dit, jy sal verbaas wees. Die Here verras jou as jy besig is met die woord van God. Hy verras jou. Jy kan hom nie keer nie. Dan met 'n informatiewe lees gaan dit oor verstaan. Bybelstudie help ons. Dis hoekom ek sê dis uiters belangrik. Ons kan nie Bybelstudie doen nie. Bybelstudie is 'n manier van informatiewe lees van die Bybel. Ons lees en ons kry inligting en ons verstaan hoekom hier goed met die volk gebeur het en wat het voor dit gebeur en na dit gebeur. Ons het dit so nodig. En as ons op 'n formatiewe manier lees, dan sien ons dat ons luister na dit wat die teks sê. En dit gaan nie heeltyd opkom. Ons luister na die teks. En ek gaan nou net vir julle 'n praktiese voorbeeld gee van hoe om dit te doen. En dis ook in die boekie daar agter dat jy dit by die huis kan gaan oefen. Dan ons is baie keer haastig wanneer dit kom by Bybel lees. Ons wil vinnig lees. Ek weet baie van julle lees gou die Bybel voor jy gaan slaap. Soos daai medisyne wat jy moet drink vir slaaptyd. As ek dit gou doen, ek vergeet vandag. Dat ek dit gou doen. Ag, kan nie onthou niks. Iewers in die Psalms. Ag, kom ek maak dit oop en dan lees ek dit iets random. Maar wanneer ons besig is met die Bybel en wil hoor wat God vir ons sê deur die teks, dan moet ons wag. En ons moet geduldig wees. En ons moet baie geduldig wees. Want om te wag
is om regtig te luister. Jy kan nie luister as jy haastig is en goetertjies vinnig moet doen nie. Dit vra van jou geduld. Dan gaan dit oor beheer en oor broosheid. As ek 'n teks byvoorbeeld vat en ek pas al die tools wat ek het om 'n teks te ontleed en te verstaan toe, dan is ek in beheer. En ek weet wat sê die tekskritiek en die vormkritiek en wat ook al die goeders wat ons leer, ek weet, ek's in beheer. Ek weet wat hierdie teks nou sê. Maar die oomblik as ek 'n formatiewe lees van die teks toepas, dan sê ek maar die teks is nou in beheer van my. En ek is oop dat die teks vir my kom sê wat ek nodig het om te hoor. Ons staan broos voor die teks. So ons het in ons teksgedeelte vanoggend ook gelees, ons staan kaal gestroop en weerloos voor God. En dis presies dit as ons met die Bybel besig is. Kaal gestroop en weerloos en ontvanklik. Dan gaan dit oor informasie en transformasie. Dit is vanselfsprekend. Inligting, en as jy formatief lees, dan lees jy dat die teks is dan besig om jou te verander. Dan gaan dit oor versamel van kennis en 'n verhouding met Jesus. Weet julle wat die hardste ding wat ek hoor by mense? Dan praat ek met 'n ouer persoon, ek wil nou nie, met 'n ouer persoon, en die persoon sê vir my, weet jy Adel, ek ken die Bybel uit my kop uit, en hy doen regtig. Ek praat net so in die lig van ietsie dan quote uit die teks, en is reg. Maar hy sê vir my, weet jy dat ek die Bybel so goed ken, maar die een van wie die Bybel getuig, ken ek nie. Ek ken hom nie persoonlik nie. En julle, dis wat gebeur, wanneer ons net die hele tyd besig is met kopkennis. Ons wil weet wie was Abraham, en wie was Samson, en wie was Jona, en wie was hierdie mense, en wat het gebeur, maar ons ken nie die een, wat saam met daai einste mense op pad was nie. Dan gaan dit oor doing and being, wees en doen, waar die Here ons uitnooi met 'n formatiewe lees is om voor die teks te wees. En nie iets met die teks te doen, soos met 'n Bybelstudie nie. Wees net voor die teks. En dan die laaste ding is, dit is 'n funksionele ding. Die Bybel is dan funksioneel of relasioneel. Funksioneel beteken, dis 'n tool wat jy vat om iets te verstaan, om iets uiteindelik te inligting te verwerk, of relasioneel gaan dit oor jou verhouding met God. En ek sê weer, albei hierdie tipe lees van die Bybel is noodsaaklik. En ek gaan nou vir jou praktiese tips gee hoe om dit te doen. Jy het dalk al daarvan gehoor, dis die Latynse term Lectio Divina. Dit is 'n wonderlike tradisie wat ongelukkig uitgesterf het. Dis nie een of ander random Rooms-Katolieke vreemde ding wat ek nou hier gaan uitspel nie. Dis regtig, dis van die vroeë kerk. Hulle het dit gebruik en dit het net begin uitsterf. So Lectio Divina werk met 4 stappe. En dis baie prakties. Ek wil jou regtig nou, jy moet hierdie regtig probeer. Probeer dit, ek garandeer jou, jy gaan 'n ander aspek van die Here ontdek in dit. So die eerste ding is om eers stil te word net. Voor jy begin met jou stappe, jy word stil. Die lewe is 'n gejaag en 'n geraas konstant. As jy kinders het, daar's nie 'n oomblik wat jy net kan stil sit nie. So dit gaan dalk van jou vra 'n bietjie vroeër op te staan, om dalk daai 15 minute se silence net te embrace wanneer jy kinders in die huis het. Miskien moet jy baie vroeg by die werk wees. En dalk kan jy dit in jou kar doen. Daar's soveel maniere wat jy hier kan doen, maar om stil te raak, om doelbewus rustig te raak, is uiters belangrik. Die eerste ding wat jy gaan doen is, jy gaan 'n teks kry, en ek het in die boekie het ek voorgestelde tekste, maar dit is up to you. Jy besluit wat jy wil lees, en dit moet net nie langer as 10 tot 12 verse wees nie, want dit gaan nie oor kwantiteit, dit gaan nie oor massiewe baie inligting, en kyk hoeveel hoofstukke jy kan lees in hierdie week nie, dit gaan regtig net oor 'n stukkie waarmee jy deur die week gaan reis. Dan lees jy die skrifgedeelte hardop en jy probeer verstaan wat jy lees. Hier is die karakters, dis waar dit afspeel, dis hoe dit werk. Lees met begrip, basies, verstaan wat jy lees. Die tweede ding wat jy dan doen, jy lees weer daai selfde skrifgedeelte. En jy lees dit hierdie keer luisterend en met 'n verwagting en wagtend, sensitief vir die stem van die Here. Dan vra jy vir jouself, watter woord, sin, moment, beeld staan vir jou uit en kom by jou op. Partykeer gaan dit goed wees soos dit gaan jou dalk ontstel, of iets gaan jou ongemaklik laat voel, of jy gaan wonder, maar hierdie verstaan ek nie. En dis gewoonlik iets wat die Here vir jou gee en sê,
Hiermee moet jy werk. Hier moet jy ietsie doen. So, dan vra jy jouself, hoe word jou lewe hierdeur geraak? Die derde ding is, dan bid jy. Jy bid. Dit wat jy gehoor het, praat jy met die Here. En jy sê vir die Here, Here, ek hoor dit. Help my om te verstaan wat U probeer vir my sê. Ek verstaan nie eintlik hoekom hierdie gedeelte my ongemaklik gemaak het nie. Ek verstaan nie eintlik hoekom dit soveel woede by my ontlok nie. Help my. Dis wanneer jy bid. En dan die laaste ding is kontemplasie of nadink. Rus in die Here se teenwoordigheid. En ons het nie tyd vir dit nie. Ek weet, daar's so baie mense, ek het nie tyd om net te sit nie. Maar julle, ons mis die een oor wie die Bybel getuig, as ons nie 'n oomblik vat en net gaan rus nie. En ek daag jou uit om 10 minute in jou dagboek uit te sit, per dag. 10 minute, enige tyd in die dag, kan in jou etenstyd wees, dit kan oggend wees, dit kan aand wees, dit kan waar ook al, maar 10 minute waar jy net by die Here gaan sit. En rustig gaan sit, nie gaan gejaag wees en iets moet jy moet nou weer iewers wees en jy moet nou dit doen en wees net by die Here. Want ons mis die Here se teenwoordigheid. So by die deure daar agter, ek het dit nie voor die tyd daar gesit nie, want ek weet julle gaan nou weer kroek en vooruit lees, maar daar agter is papiertjies by die deure. Vat asseblief vir jou een, dit gaan jou regtig help, probeer dit, pas dit aan soos wat jy wil. En die wonderlike ding van dit is, jy hoef dit nie net alleen te doen nie. Jy kan dit in 'n selgroep doen, jy kan dit saam met jou vriende doen, jy kan dit saam met jou kinders doen. En ek love dit om sulke goed saam met kinders te doen, want hulle sê vir jou amazing goed. En jy leer regtig geloofsgoed so goed by kinders. So vat vir jou papiertjie daar agter en dan probeer jy dit. Maar ek en jy moet moeite maak met die woord van God. Dit kan nie net daar by jou Dion Meyer lê en jy tel hom op en jy lees vir Dion en jy sit hom neer en jy check daai Bybel en jy sê nee, môre is nog 'n dag nie. 10 minute is al. En die Here gaan jou lewe transformeer. So wees besig met die Here, wees besig met die Bybel. En ons gebed is dat jou verhouding met die Here net van krag tot krag sal groei. Dat jy die Here sal ontdek op wonderlike nuwe maniere en dat jy sal weet die een van wie die Bybel getuig is by jou ook. En hy praat met jou vandag in 2022. So mag jy sensitief wees vir die Here se stem, mag jy regtig die Here se stem ervaar soos jy nog nooit eers gedink het dat jy kan nie. En dis ons gebed vir jou. So kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons. Here, U weet dat wanneer ons met die woord besig is, wanneer ons met U besig is, daar 1000 goed deur ons koppe gaan. Maar Here, ons weet ook dat ons daai goed by U voete kan kom neersit. En kan kom sê, Here, vat dit net vir 'n oomblik weg. Vir 10 minute vandag. Here, mag ons spasie in ons dagboek maak vir U. Mag ons regtig moeite maak om by U uit te kom. U staan in afwagting elke dag om te hoor hoe ons dag was. Al weet U reeds, al weet U presies wat elke emosie, elke gedagte was, wat deur die dag met ons gebeur het. U weet dit, maar U sit nog steeds elke dag in afwagting dat ons dit vir U kom vertel. Soos 'n pa wat wil hoor, hoe was my kind se dag? Here, mag ons regtig moeite doen daarmee, mag ons moeite doen met ons verhouding met U. Dankie dat ons die kinders mag wees en dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. Maak nie saak wat in ons lewens aan die gang is nie, maak nie saak van die mekaar en die chaos en alles wat om ons aan die gang is nie. U is die een wat vas staan. U is die een konstant in ons lewens. Here, mag ons oop wees, mag U ons oop maak om U stem te hoor. Dankie vir genade. Amen. Ons gaan nie afsluit met 'n laaste lied nie. Ek nooi jou uit vir koffie en tee na die erediens. Ek het gesien vandag kry hulle lekker groot koekies. So asseblief gaan, maar ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, die teenwoordigheid en die nabyheid van die Heilige Gees by jou wees. Amen.